Suidwykers, hoe wonderlik is dit om weer te kan inskakel hier so op die Sepcast. Ek sien regtig uit na hierdie jaar se podcast wat ons gaan doen, nog meer te groei in die Here en jou na 'n plek toe te vat waar jy nog nie was nie. Nou ja, kom ons skop af op hierdie maandagoggend, die 12de Januarie, met ons eerste podcast vir 2026. Nou, ons dink gewoonlik mense val skielik. Ons hoor 'n storie in die nuus of iemand in ons eie kring word uitgevang en ons vra, hoe kon dit gebeur? Hoe het hulle so ver gegaan? Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Maar wat as dit nie is hoe mense val nie? Wat as niemand eintlik skielik iemand word wat hulle self sou verag nie? Wat as dit altyd stadig gebeur? Dis waar ons moet begin. Nou die Bybel vertel 'n verhaal wat ons gewoonlik verkeerd lees. Ons ken dit goed. Dis die storie van Dawid, die man na God se hart, die herder, die digter, die koning. En natuurlik dink ons altyd die probleem begin by Batseba, maar dit doen nie. Die probleem begin maande voor Batseba. Dawid bly tuis toe koningsoorlog toe gaan. Hy onttrek homself uit 'n ritme uit. Hy skuif weg van mense wat saam met hom leef, praat en veg. Daar's geen aanduiding van groot sonde nie, net 'n klein onttrekking. En dis die punt. Dawid se val begin nie met 'n besluit nie, dit begin met 'n rigting. Wat is die grootste geestelike gevaar in jou lewe? Nie sonde is nie, maar die rigting waarin jy ongemerk beweeg. Ons leef in 'n kultuur van oomblikke. Foto's, prestasie, reaksies, resultate, maar karakter werk nie so nie. Die siel werk stadig. Jy word nie iemand anders oor 'n naweek nie. Jy word dit deur herhaling sonder aandag. Jy sou dalk vandag nie met jouself kon saamleef as jy sekere dinge doen nie. Maar as jy jou siel onversorg laat, gaan jou toekomstige self nie jou huidige self wees nie. Dis nie 'n dreigement nie, dis 'n beskrywing. Alles wat onversorg bly, raak uiteindelik ongesond. Nie omdat jy sleg is nie, maar omdat niks van self gesond bly nie. Dis hoekom Paulus nie begin met doen beter nie, hy begin met gee jouself. Nie 'n deel nie wanneer jy God nodig het nie net jou morele kant nie, jou hele self. Want die Christelike lewe gaan nie primêr oor gedrag nie, dit gaan oor vorming. Die vraag is nie net, wat doen ek nie? Die vraag is, watter soort mens is ek besig om te word, as ek so aanhou leef? En hier kom die nommer 1 netwerk vir jou lewe in. Nie as 'n program nie, maar as 'n antwoord. Dubbellewens floreer in isolasie. Heel mense groei in verhoudings. God het nog nooit mense alleen gevorm nie. Nie Dawid nie Paulus nie Jesus se disippels nie, en ook nie vir jou nie. Die netwerk is nie daar vir wanneer jy reeds geval het nie. Dis daar sodat jy vroeg gesien kan word, vroeër as Batseba, vroeër as die krisis, vroeër as die breekpunt. Miskien is die belangrikste geestelike vraag vir 2026 nie, wat wil ek bereik nie, maar eerder, wie help my word wie ek besig is om te word? Want rigting lieg nie, en genade werk die beste, wanneer jy betyds en konstant optree. Kom, stap saam hierdie jaar by Suidwyk. Moenie isoleer en nog 'n apatiese jaar deurgaan nie. Jy gaan kort voor lank heeltemal sonder God begin leef. Dalk is hierdie jaar jou laaste kans voor jy heeltemal van die afgrond afval. Kom, neem deel en daag op en beskerm jou siel saam met ons. Tot môre, mooi loop.